Goeiemôre. Ek groet julle alkeen in die naam van Jesus. In die naam van alle name, geliefdes. Elkeen vanmôre welkom. Yes. En ek doen 'n beroep vanmôre om julle oor oop te hou vir dit wat God vir ons vanmôre myself het gegee. As dit digtig is, dan moet ons dit aangryp. As dit 'n lering is, dan moet ons lesing kry om dit aanvat. Geliefdes, ons elkeen is vanmôre hierso om te ontvang. En ek het 'n honger in die bors, maar dit wat vir ons gegee word vanmôre. Geliefdes, naamte vir julle diens, pastoor Erik, Woensdag Bybelstudie hier is Vrydag hier by die e-pos is afgestel tot na die vakansie. Gaan ons vakansie hê? So ons gaan net maar vir die eksamen. Okay, reg, ons is net vir die eksamen. Sondagoggend diens, dis pastoor Marius, Sondagoggend lofprysdiens, verjaarsdag Dinsdag die 10de, pastoor Amanda, prys die Here, ons gaan net weet man. Ai, ek sê so baie jammer. En Martin, hy is nou hier uit. Maar kom ons sing vir hom. En daarom kan ons hande uitstrek na U en sê, Here, in my eie lewe, al is ek 'n prediker, neem oor. Maak ons vol, ieder en elk, met die woord van U, sodat U kan geloof en geprys word, soos die woord van God sê. Loof Hom
as julle sy voorhoewe ingaan, Psalm 90. Dans voor sy aangesig. En dis wat u verwag. Daarom kom die nog weer in jou bring en drie eenheid toe. Amen en amen. Thank
besef van hoe goed God is. Want die God wat ons dien lewe. En wat jy deur beproef is om te sien of jy by hom wil bly of nie. En persoon Possie, hy kan regtig vandag sê, dankie Here, dat ons dien 'n God wat regtig regverdig is. Halleluja. Ons wyk verloofde. Vader, ons sê vir u baie dankie vir u grootheid en vir u groot genade wat u het vir ons. Kom nou toe vanmôre, Here, met dankbare harte. Here, u sien baie keer wanneer ons sukkel in hierdie wêreld, sien u dit raak, Here. Dankie, Here. Dan maak u vir ons deure oop. Dat ons net aan u wil eer en lof gee. Aan u engele wil wag oor die kinders, Here. Nie is by ons vandag. Maak u die woord oop, Here, laat u naam geëer en geprys word. Dankie. Amen. Halleluja. Wie van julle kry vanmôre om in die huis van die Here te wees? Amen. Ek wil net sê, die Here is baie goed. Ek wil net in die Bybel opslaan vanmôre, Johannes 3. Weer is van so laaste dag. Die Heilige Gees uitgestort. Dit is ook 'n dag van blydskap vir ons, om te weet die Here los ons nie alleen. Maar weet jy wat? Die Here gee vir ons sekere maatstawwe, waarvoor met ons moet leef. Wat ons moet doen in die lewe. Baie keer verstaan ons nie mooi wat sê die skrif, wat sê die Here vir ons. Daarom wil ek baie bekende gedeelte van Nikodemus aan die uitlig. En as julle Bybels het volg, dan gaan julle my volg. Net die Bybel draai ons op myself. Johannes 3. Ek dink waar is ek voor het. Dankie, ek verval as. Baie bekende gedeelte. Maar voor ek vir julle storie van Nikodemus gaan vertel, wil ek vanmôre eers net so highlights gee in die Bybel. Ons weet dat die Here die aarde gemaak het, alles wat daar is. En op die 6de dag het hy Adam gemaak. Later het hy vir Adam 'n maat gemaak. Want die mens het gesondig en is uit die paradys uitgestop. Uit God se koninkryk uit. En deur die jare het die Here mense gebruik soos Noag, wat godsvreesend was, wat geluister het wat God sê. Maar net Noag, was 8 wat gered was. En al die diere, twee van 'n soort. Daarna het die Here rigters gestuur, om hulle die rigting te wys. Daarna was dit konings. En dan die profete. Na die profete het Jesus
En God die Vader besluit dat Jesus moet gebore word na die konings. En die volk was weggelei, God se volk, die Joodse volk, wat hy deur Abraham bevestig het. Abraham, Isak en Jakob. En ons as kerk vandag kan ook Abraham, Isak en Jakob ons God doen. Ons kan hulle, wat hulle geleef het en wat hulle gedoen het, kan ons navolg. Ek wil vir julle vanmôre vertel van Jesus en van sy disippels. Vader het goed gedink om sy enigste seun na hierdie aarde toe te stuur. En toe hy opgevaar het na die hemel, het hy nie net die disippels agterweë gelaat net so nie, maar hy die Heilige Gees gestuur. Hy het gesê, gaan wag in die bootkamer. Maar voor dit het hy met sy disippels gedeel. En hierdie disipel Johannes het meer geken vir ons. En hy het weer geskryf. Daarom wil ek nou lees Johannes 3. En my titel was, wat is die belangrikste? Wat is die belangrikste in jou lewe en my lewe? Baie keer sê ons, as 'n kind gebore is dit belangrik. As jy groot word, as dit skool toe is belangrik. As jy gaan werk en jy te werk gekry, en begin jou eie lewe, weer kinders, kleinkinders, grootouers, al die dinge. Maar die belangrikste is kos op die tafel, en 'n werk, en om die Here te dien. Maar die heel belangrikste vergeet ons. Kom ons lees net saam. Ek gaan tot vers 3 lees. Dan gaan ek vir julle skrif so 'n bietjie uitlees. Daar was 'n man in die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is, wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. En Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, ek bevestig vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Dit harde woorde nie. Dat ons as mens moet wedergebore word. Ons as mens, al herken jy die Here as die koning, herken jy al die feeste, Kersfees, en Paasfees, en Pinksterfees, maar jy is nog nie wedergebore. Jy is nog nie verander nie. Wedergeboorte is 'n heeltemal radikale verandering. Dus die dag wat ek my lewe vir Jesus gegee het, was dit radikaal. Vorige dag het ek nog gevloek. Ek het nog verkeerde dinge gedoen. Baie mense worstel met dit. Maar as jy wedergebore is, moet die mense vir my vra, Fossie maar, wat gaan nou met jou aan? En jy geld ook verder gewend, maar ek moet die gedonder. Amen. Kom, lig van lig iets op. Maar weet jy, toe sê ek vir hulle, ek nie presies geweet waar die skrif het, vir hulle gesê ek het wedergebore. Die Here het alles weggevat op een dag. Hy kan dit doen. Hy kan dit doen vir my, hy kan dit doen vir jou. Baie mense worstel met rook, allerlei goed. Weet jy, as jy alles oorgee aan die Here, dan gaan hy jou help om oorwinning te kry. Wedergeboorte, Jesus sê, dan sal jy die koninkryk van God sien. Dit is vir hierdie prediker, wat 'n owerste was, in sy kerkgenootskap. Maar hy het
soos baie van ons, het hy in die nacht gekom, secret agent. Dit is nou nie James Bond nie. Hy het in die nacht gekom, omdat hy nie wou erken word deur sy eie mense, dat hy nou na Jesus toe gaan. Maar die feit dat hy na Jesus toe gegaan het, en vir Jesus gevra het, en vir Jesus nie net gevra het nie, maar hy baie waar vra en hoekom sy waarom gaan. Pastoor André, die kop op die bord. Terwyl ons gebid het, Pastoor André gesê, baie mense kom vra, hoekom sy waarom. Net so hierdie prediker. Maar hy sê, ek weet die se man wat van God afkom. Ek weet hierdie wonderwerke gebeur, en niemand kan het doen, behalwe as God die saam met ons. Daarmee sê ek, stem allemaal saam. Maar Jesus sê vir hom, voorwaar, hy sê dit staan vast, en nou is het geskrywe, alles wat geskrywe is, staan vast, en ons as mens moet luister wat sê God se woord vir ons. As jy nog nie wedergebore, nog nie daai ervaring gehad het, wie die wedergebore, as jy by 'n plek gaan werk, het 'n paar plekke gewerk. Elke plek het ek 'n kerk gemaak. Weet jy hoekom? Omdat God se gees binne my is. Halleluja. Omdat ek gekyk het na die mense rondom my en sien, hulle is so skape wat geen hande het. Hulle het Jesus nodig. Ek was in 'n groot kerk. 7 jaar betrokke. Sendingwerk gedoen, en die ons hulle uitgegaan. Groot werk gedoen vir die. Toe sê die ander pastoor, hoekom is jy nou vir eers op die kerk praat? Toe sit hulle my op die kerk praat. Toe ek op die kerk praat, ek sê, maar wat van die swart pastoor doen? Wat van hulle twee van hulle doen? En toe sit hulle op die kerk praat. Vandag is hulle nie eers meer deel van die kerk. Hulle is afgeskryf en van hulle toch wel eeuwig. Maar weet jy wat? Wedergeboorte, wat jou dinge doen, deur God se gees, wat sy goedkeuring wegdra. En as jy 'n versoeking kry, dan weet jy die versoeking is nie van die Here af, is van jouself af. Halleluja. Daarom is wedergeboorte die belangrikste, behalwe liefde wat die belangrikste is. Maar wedergeboorte gee jou daai liefde. Selfe man wat ek nou doodskiet het. Selfe man, toe ek tot bekering kom, is ek so lief vir hom. Dis wat God doen. Dis wat die Here doen. En daarom sê hy vir sy disippels, jy moet wedergebore word. Hulle was daar. Hulle het gehoor wat vra Nikodemus. Kom ons kyk 'n bietjie verder. En dan kyk ons die eerste wat hy gesê het, is, nou, hierdie bron van my nou so swak, ek gaan nog hier. Halleluja. Sal jy die koninkryk van God nie sien? Ek gaan nou net lees. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nikodemus het dit verstaan. In die vlees. Hulle weet, hy het al die 10 gebooie geken, alles nagevolg. Gereeld in die huis van God, hy was 'n bekende man. Maar hier kom vra hy, hoe kan het weer met die moeder gaan en gebore word? Hoe kan 'n mens as hy oud is, of nog 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word? Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Wedergeboorte is 'n radikale geesverandering. Jou rigting verander. Alles in jou lewe verander. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Ek het saam met ouetjie gewerk en eendag saam so daar by die werk. En ek sê ja, nee ouetjie. Sy naam is sê maar Jay, ek wil nie sy regte naam sê nie. En ek sê Jay is ook saam met my in die kerk. Toe is hulle so verbaas, toe sy ook 'n diaken waar ek in die kerk was. In die liewe NG Kerk. Ja. En weet jy, hy kon nie verstaan nie. En Jesus sê weer voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit gees en uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Ja, doop is goed. Gevul met die Heilige Gees is ook goed. Maar wanneer God besit maak van jou gees, wanneer jou gees in jou wakker word, dat jy nie anders kan nie om die Here te loof nie. Maak nie saak waar dit is. Jy kan nie anders om God te prys vir sy goedheid en vir sy genade nie. En dis wat die Here verwag van ons. En wedergeboorte is 'n moed vir jou. Jou hele lewe gaan verander. Ek weet, dit familie, dit sê, hy jou opkom, brandewyn drink en dan nog net 'n bier. En ek weet, hulle gaan luister na die boodskap vandag. En my hart, heilig, ek sê, Here, raak hulle aan. Daai wedergeboorte gaan hulle omkeer. Nie weer dieselfde wees. Ek kry 'n boodskap op my foon van Johnny Vermeulen, rugbyspeler, wat sy getuienis in 'n ander kerk is op met 'n nag. Weet jy, radikaal verander. Nie meer dieselfde nie. Dit is wat wedergeboorte beteken. Maar luister nou wat sê Jesus hier. Hy sê, vers 5, ek sê vir jou, hy kan nie die koninkryk ingaan nie. Eers het hy gesê, jy sal nie die koninkryk sien nie. Sonder wedergeboorte is die koninkryk sy hek nog toe. Jy kan nie ingaan nie. Sonder daai radikale verandering. Weet, in die Bybel was daar mense soos Henog wat met God gewandel het. En skielik was hy nie meer daar nie. Die Here het hom weggevat. En daar was ander ook. Elia. Met 'n ware vuur was hy op hemel toe. Maar Elisa het gevra, geef my 'n dubbele salwe. Toe hy mantel aantrek, sy ou mantel opskeer. Weet, dag tot bekering kom, nog 'n paar biere en wyne aan die kas, toe gooi ek dit uit. Toe sê ek was alles gooi. Ja, hy bierbaar op werk nie. Sê nee, jy gaan dit nie kry nie, ek gaan dit kry nie. Nou dis klaar met alle in die dryf afgegooi. En weet jy of die volgas in die dryf vertrek het vir dit. Maar weet jy, so belangrik, jy sal nie ingaan. Wat in die vlees gebore is vlees. En wat in die gees gebore is gees. So uit die gees moet jy gebore word. God se gees binne jou kry. En mense gaan nie altyd saamstem met wat jy sê en wat jy doen. En as ons lees in vers 8, sê iemand wat met die gees vervul is, iemand wat gewederbaar is,
Die wind waai waar hy wil. Amen. Jy weet nie van waar hy kom nie. En waar jy gaan nie. En jy is ook heel wat baie praat, ek praat baie daar. Dit gebeur. As daar sake is en probleem is, dan gaan jy nie praat oor die probleme of wie dit veroorsaak nie. Jy gaan in jou binnekamer gaan. Jy gaan stil wees voor die Here. En jy gaan bid en pleit vir kosbare siele. En ek weet elke ene van ons moet 'n sielewenner wees. As jy gewederbaar is, gaan iemand jou keer. Ek weet, daai tyd, was so alle oompie gewees, probleme by die huis, toe gaan dink hy breekvloed. Weet jy of sy breek opgekeerd of wat? Maar weet jy, en ek kon met hom deel. Ek weet nie, hy sê kan al luister. Kom sê, as jy liefdes teleurstelling sê, wat ook al, gaan na Jesus toe. Amen. Hy gaan jou help. Hy gaan jou nie oorwinning. En dan sê vir hom, weet jy wat, ek voel met jou aan ter ruste toe gaan na, en op die grens. En hulle van Jesus gaan vertel, daai tyd met die oorlog. Toe sê nee, jou kop is nie lekker nie. Ek sê, maar weet jy wat, as die Here jou stuur, sal jy gaan. As God se Gees besit jou vir jou. So toe Elisa, hy dubbele salwing ontvang. So hy dubbel die wonderwerke gedoen, wat Elia gedoen het. Kom ons vra 'n bietjie onsself af. Kom ons verlang na die wedergeboorte. Sê, Here, verander my heeltemal. En as daar 'n probleem is, verkeerd is in die kerk of oral, dat ek nie gaan rondhardloop nie. Maar dat ek weet, na wie toe kan ek gaan. Ek weet wie se Gees die binne in my is. Amen. En weet jy, as jy vir mense bid, dan moet jy voel jou Gees, die Gees wat binne jou is, gaan uit en sak neer. Dis die wonderwerke. Dit gaan gebeur in hierdie kerk. Baie keer gebeur die wonderwerke nie, want ons te veel vra. Ons moet luister wat sê God se woord vir ons. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet wedergebore word. Hierso Jesus, 'n paar keer moet jy wedergebore. Hy sê, dis die belangrikste ding in jou lewe. Die wind waai waar hy wil, dis vers 8. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat in die Gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet nie hierdie dinge. En weet ons baie predikers wat nie gevul is of gewederbaar is. En ons bid in ons gebed van hierdie kerk en van hierdie kansel af, dat die Here hulle sal aanraak. Dat hulle sal weet. Hulle sal weet dat hulle verander het. Ek dink dit was Willie Graham wat gepreek het, spesiale dienste. En het gesê, jy moet wedergebore word. Elke aand dieselfde boodskap. Toe kom iemand daar toe sê, maar hoekom bring jy dieselfde boodskap? Toe sê, weet jy, because you must be born again. En ons moet inprint in ons lewens en in die mense met wie ons in aanraking kom. Baie keer sê ons niks, maar die Here weet wat die binne aangaan. En God wil elke een aanraak, tot jy by daai ware wedergeboorte kom. Want toe my storie geskryf, toe kom my kar
sterk toe, waar die mense my gevoed het, toe ek hulle sê, moet die Here se naam gebruik. Dis 'n eer vir die Here. Hy het net sy kwaad. As 'n eer vir God, wanneer sy disipel of sy navolger opstaan en die hande opsteek en sê, Here, hier is ek. Yes. Amen. Maak nie saak wat mense sê. En Jesus antwoord en sê vir hom, jy is 'n leraar, jy weet hierdie dinge. Dan sê hy weer, voorwaar ek sê vir jou ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan. Sonder ek weet, omdat die Here daai versekering in jou hart geplaas het, jy's alles, jy's 'n nuwe mens, jy's vrygekoop, jy's losgekoop uit die slawerny van sonde. En wanneer jy aangeval word, wanneer jy versoek word, wanneer jy wil oorgaan tot daai daad, dan is ek wat jy sê, draai om. En die mense wat sê, jy's 'n chicken, maar God se woord moet in jou hart bly. Dis wat die Here vir ons beloof het. En dan is amper klaar, mense. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel het neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. Daarom kan ons nie met vlees en bloed, wat die Bybel sê, sal die koninkryk van God nie ingaan. Dit is 1 Korintiërs 15 vers 50, so nou, die verkeerd is verkeerde nie, maar die woord het uitgegaan. Sal die koninkryk van God nie ingaan die mense? En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, toe die mense sonde gedoen het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die ewige lewe is by God, by sy koninkryk. En jy kan nie daarin gaan as jy hierdie maatstaf van God nie handhaaf nie. Daarom vra ek Here, help die mense om te soek tot hulle dit vind. Tot hulle die Here met oorgawe dien. Totdat die wêreldse dinge nie meer saak maak nie, maar God alleen is. Ons gaan op 'n dag almal rekenskap gee voor die witte troon oordeel. Of jy goed gedoen het, die skape en die bokke gaan geskei word van mekaar. Maar hierdie woord sê vir ons om jy's 'n kind van die Here. Maar jy moet wedergebore word. Jy moet God se gees, jy moet sy bloed deur die are voel. En in jou bene, dit wat swak is, rig hy weer op. Daar waar jy nie kan sien nie. Eers sê Jesus, jy sal die koninkryk nie sien nie. Dan sê hy, sal dit nie ingaan nie. Dan verduidelik hy vir Nikodemus, jy het daai aand weggestap. Wat toe Jesus aan die kruis hou, was hy daar om te sien. Was hy daar om 'n boodskap uit te dra. Miskien het hulle hom verban in die tempel uit. Miskien het hy wat toe Jerusalem deur die vyand aangeval is en die hele tempel afgebreek is. 70 jaar na Christus. Miskien was hy deel van die mark
Johannes, wat bereid was om sy lewe te gee. Hy was opgeroep om vir jou mense te sorg. As 'n diaken, maar hy was so gevul met die Gees, dat hy homself nie kon help nie. Dat hy die leiers en fariseërs aangeval het, tot hulle op 'n klip gegooi. En toe dit gebeur, het hy nie vir hulle veroordeel. Het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Maar hy het sy hande opgehef na die hemel toe. En net die laaste ene, gedurende die ergste riots, 1985, het ek 'n pas gaan kry by die administratieraad van daai tyd. As daar 'n vriend van my wat saam in die skool was, wat kan bevestig. Toe moes ek gaan betaal het vir 'n pas om in te gaan, terwyl die mense die beste gebrand het en al hy goed om die evangelie te gaan verkondig. Swart pastoor het my ingevat. 1000 manne met kinders het op die sentmaatjie gestaan en hulle nie gestel nie, maar hulle was baie. Hulle hande opgelig toe dat die witman sê, om die evangelie te gaan verkondig. Maar weet jy wat? Dieselfde man wat vir my die permit uitgeskryf het, was hulle het vir my necklace gegeen. Maar terwyl hulle hom gebind het, kon hy die hande oplig. Dis die getuienis wat ek hoor. En die Here loof en prys, hulle kom vals beskuldig, want hy sê nie hoor. Maar hy het die Here geken. En ek bid, dat hulle wat dit gedoen het, dat die Here alles sal vergeef. Jy weet die vergifnis wat 'n mens binne jou kry, baie mense sê, as jy maar net nie so los is van het hoofd. Ek sê nie, die Here moet hulle vergeef. Die Here moet sy hand oor hulle hou. Maar hierdie maatstaf moet gehandhaaf word. Jy moet beter word. Jy moet verander. Hierdie trane is die trane van berouw nie, dit is trane in die hart van God. Jesus ons middelaar. Hy tree in, die Bybel sê, hy sê intercessor. Hy tree in vir elkeen van ons. Op hierdie oomblik. Kom ons by die belofte. Here Jesus. Dankie vanmôre, Here, vir u woord. Dankie, Here, vir u goedheid, vir u krag, vir u genade, vir u groot liefde. Dankie, Here, dat u ons kom waarsku en dat u die pad vir ons aanwys. Jy moet wedergebore word. Here, daarom bid ek, Here, dat elke deeltjie van die vlees wat mense navolg, en die ander kan vergewe, en die ander kan sien, dat u vir hulle ook gesterf het, Here. Dat hulle ook die pad hemel toe gaan maak, die saak wat hulle doen. Dankie, Here, vir hierdie woord. Ons neem dit aan in Jesus naam. Amen. As iemand is vanmôre wat voel, hulle wil ook daai wedergebore word. Hulle wil ook verander in mense se lewens. Maak nie saak waar jy werk nie. Maak nie saak wie jou baas is nie. Dis die woord van die Here. God se koninkryk is 'n prys om te betaal. Dis nie verniet nie, maar dis die moeite werd. As jy eendag sê mooi so getroue diens kry. Weinig was jy getrou, maar ek nooi jou in hierdie koninkryk.
God sê so. En ons kan dit nie omdraai. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons saam en dan gaan ons pastoor en mama plan vir ons af te sluit met gebed vandag. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou maar die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.